Het jy geweet, tot 70% van jou gewig word deur jou genetika bepaal? Ons het altyd gedink dis net calories in, calories out en daai wipplankie moet net balanseer. Maar dis nie waar nie. Ons praat oor gewigsverlies in GLP-1s. Daar's meer as 300 gene wat jou geneig maak tot gewigstoename. Ons kyk na die voor- en nadele van die GLP-medikasie. Ja, Wat maak hierdie medisyne so suksesvol dat ons gewigsverlies sien? enige gewigsverliespoging gaan jy altyd spier, beenmassa, vetmassa, water verloor. Iets van alles. En dit is waar hierdie middels eintlik baie goed doen. Want hulle gee oorwegend vetverlies. Maar wat van die neeweffekte? So jy gaan vir ewig hierdie medisyne of hierdie medikasie moet gebruik. Is dit die waarheid? Dit gaan waarskynlik vir baie mense die waarheid wees. Ek dink ons het nog nie op hierdie stadium regtig al die data daaroor nie. Welkom by #Vra namens 'n vriend. En ons kenner vandag is Dr. Marisa Neet. Dr. Marisa Neet, baie welkom by die program en dankie vir jou tyd. Dankie dat jy hier is. Hermien, baie dankie vir die geleentheid dat jy my genooi het. Jy's 'n endokrinoloog en kenner op obesiteit. Ek sien jy het al 'n paar studies daaroor gedoen. Is dit 'n pandemie in Suid-Afrika? Hermien, ja, ongelukkig is ons 'n wêreldleier as dit kom by dit. Ons is darm nie die wêreldleier nommer 1 nie, maar ons kom so min of meer derde in afhangend na watter data jy kyk. Meer spesifiek so onder vrouens is ons definitief 'n wêreldleier na raming tot 1 uit 2 vrouens wat oorgewig is en dan omtrent 'n derde van hulle wat obesiteit sal hê. So dis 'n baie algemene probleem. Dis 'n probleem wat oor die afgelope dekade baie erger geraak het met skerp stygings in die insidensie daarvan en ook onder kinders. Is dit nie 'n wêreldse probleem tans nie? Ja, dit is 'n wêreldwye probleem en die tendens is dat dit skerp toeneem in amper alle populasiegroepe. Maar 'n groter probleem eintlik is dat ten spyte van 'n wêreldwye bewustheid en verskeie ingrepe wat al geïmplementeer is, kom hierdie syfers nie regtig af op hierdie stadium nie. Ek dink kom ons gaan 'n stap terug. Wat is obesiteit en wat is oorgewig? Dis eintlik deel van 'n aaneenlopende spektrum van waar jou gewig 'n normale vetmassa het en van waar dit dan begin toeneem. 'n Baie maklike maatstaf is om jou middelomtrek te meet en dit te deel deur jou lengte. En as dit meer as 0.5 is, so as jou middel meer as 'n helfte van jou lengte is, dan het jy obesiteit. Ongeag wat jy regtig weeg, dis 'n baie goeie refleksie dat jy vetmassa rondom jou middel het, so viscerale vet wat ook gepaard gaan met gesondheidsrisiko. Die gesondheidsrisiko's aan viscerale vet gekoppel is goed wat ons elke dag sien, soos hart- en bloedvatsiektes, tipe 2 diabetes, hartaanvalle en beroertes en dan ook goed soos lewerprobleme, hormonale ontwrigting en selfs kognitiewe probleme. Tot op hede word baie van die riglyne gedryf deur BMI-kriteria. Nou, BMI is net jou liggaamsmassa-indeks wat sê wat is jou totale gewig vir jou lengte. Maar eintlik is die onderskeid tussen oorgewig en obesiteit 'n baie arbitrære onderskeid van BMI bo 30 is obesiteit en BMI van 25.1 tot by 29.9 of dan 30 is oorgewig. Maar dis eintlik 'n aaneenlopende spektrum van waar jy stelselmatig meer en meer vetmassa kry tot waar dit dan 'n nadelige effek op jou gesondheid het. Maar die onderskeid tussen daai twee definisies is 'n baie kunsmatige BMI 30 bo of onder dit. Ons sal nou hoor waar BMI eintlik vandaan kom en hoekom dit arbitrêr is. En dit is ook daar nou baie gekyk word na daai definisie en ook hoe diagnoseer ons obesiteit. Op hierdie stadium van die onderhoud is daar 'n fundamentele konsep wat ek nog steeds nie begryp het nie. Oorgewig en obesiteit is nie twee verskillende goed nie. Obesiteit begin by oorgewig. Ek het obesiteit altyd as iets op sy eie gesien.
maar oorgewig is die voorloper vir obesiteit. Okay, so GLP-1s, wat maak hierdie medisyne so suksesvol dat ons gewigsverlies sien? Wel, hierdie medikasie, die ontwikkeling daarvan of die ontdekking daarvan het eintlik begin in die laat 80s. Reeds op daardie stadium het sekere van die wetenskaplikes hierdie toename in obesiteit antisipeer en gaan kyk na wat beïnvloed alles gewig. So hulle het toe afgekom op 'n hele klomp hormone wat 'n rol speel in die regulering van gewig. Daar's 'n spektrum van GLP-1s en party van hulle is al baie meer as dekade met ons en selfs langer. Maar as 'n groep het hulle nie universeel al die addisionele effekte nie. Almal van hulle beïnvloed suiker en kan gebruik word vir diabetesbehandeling. Maar dan is daar sekere van hulle wat ander addisionele voordele bring. Soos byvoorbeeld dat party van hulle baie effektief is vir gewigsverlies. Maar hulle het ook ander voordele, boonbehalwe en onafhanklik van die gewigsverlies, het hulle invloed op jou risiko vir kardiovaskulêre siektes, so dit is hartsiektes en beroertes. Hulle het 'n invloed op lewersiekte en op niersiektes. So dit is ook wat baie belangrik is as jy 'n GLP-1 nodig het, dat jy dit met jou dokter bespreek om uit te werk watter een moet jy kry. Okay, en dit voel half soos die Wild West op die oomblik met hierdie goed daar buite. Jy hoor amazing goed en jy hoor goed wat sê, "O nee, ek weet van iemand en hulle het daarop gegaan en nou is daar een of ander hengse storie daarin betrokke, right?" So, is dit sleg, is dit goed? Dis nog steeds medikasie, alhoewel dit baie gereedelik beskikbaar is en daar baie mense is wat hulle hande daaraan waag om dit te verskaf aan mense, bly hierdie 'n medikasie wat veronderstel is om deur 'n dokter voorgeskryf te word, want daar is gevaar en soos met enige medikasie is daar neeweffekte en risiko's. So alhoewel daar baie positiewe effekte is waarna ek al geraak het, is daar moontlike neeweffekte en dit is hoekom soos met ander siektetoestande moet jy geëvalueer word sodat iemand kan kyk, is daar dalk tekens of simptome wat uitwys dat jy dalk 'n hoër risiko het om die neeweffekte te kry, is daar dalk ander goed wat 'n rol speel wat jou risikoprofiel beïnvloed, sodat dit alles in ag geneem word, so om vir jou die beste moontlike kans te gee vir sukses met die medikasie, of om selfs te sê dis dalk nie vir jou nie en eerder die komplikasies te vermy omdat jy 'n hoë risiko het en dat daar vir jou ander alternatiewe aangebied kan word. Maar kom ons praat oor die risiko's, want ek dink een van die groot goed wat ons hoor, en sien ook, ek veronderstel, is spiermassa verlies op hierdie medisyne. Hoe ernstig is dit? As jy wil gewig verloor, wat is die moontlikhede hoe jy dit kan doen? En as jy gaan kyk na leefstyl, medikasie en selfs chirurgie, is daar nie een van hulle wat net selektief vir jou vetmassa verlies gee nie. Enige gewigsverliespoging gaan jy altyd spier, beenmassa, vetmassa, water verloor. Iets van alles. En dit is waar hierdie middels eintlik baie goed doen. Wat hulle gee oorwegend vetverlies en die relatiewe hoeveelheid spier wat jy verloor in verhouding tot vetmassa verlies is eintlik baie min. Daar is ook goed wat jy kan doen om spierverlies te minimaliseer. En dit is hoekom ons altyd vir mense sê, al gee ons die medikasie help die gewig. Dis nie 'n towerstaf nie. Ons ondersteun nog steeds leefstylaanpassings. Ons ondersteun nog steeds dat jy 'n gematigde dieet met 'n goeie proteïninname handhaaf. Ons stel nog steeds voor dat jy oefen, want al daai goed help om dan spiermassa te behou. Die ander ding om in gedagte te hou, is dat spier se marker wat gemeet moet word, nie soseer is oor hoeveel spier het jy nie, maar eerder hoe effektief is die spier. By spier gaan dit meer oor funksionaliteit
En wat jy kan doen, eerder as net hoeveel daarvan het jy. By vet gaan dit baie oor hoeveel daarvan het jy en wat het dit al aan jou gedoen. Maar by spier gaan dit meer oor dit wat jy het, hoe funksioneel is dit? Want ons moet ook in gedagte hou dat mense met obesiteit, hulle het nie net baie vet nie, hulle het dikwels ook baie spier. So al verloor hulle 'n bietjie, het hulle nog steeds baie spier oor. So vir wie is hierdie GLP's? Wie moet dit gebruik? Is dit net mense wat obesiteit het of Met 'n BMI van bo 30 het jy dan obesiteit, maar dan kan medikasie definitief oorweeg word. Dan is daar ook die afsnypunt van 27.5 en bo dit. As jy reeds leefstylveranderinge ingebring het, so oefening en dieet in 'n volhoubare manier, en ten spyte daarvan is jou BMI bo 27.5 en het jy 'n obesiteit verwante siekte wat daarmee saamgaan, dan kan 'n mens ook medikasie oorweeg. Hier is dit nou hoekom die BMI-maatstaf oneffektief is. Maar dit is iets wat nie uit die mediese wetenskap regtig ontwikkel is nie. Dis iets wat ons geërf het van versekering af, waar hulle eintlik hierdie kriteria ingestel het. Ja, en dit word slaafs gevolg en is tot baie onlangs was dit die goudstandaard vir hoe daar besluit word oor is jy obese en moet jy behandel word. Maar ek gaan maar nog steeds vir almal vertel wat daai riglyne is, omdat dit ook so algemeen gebruik word. En dan moet ons ook net dadelik hier byvoeg dat hierdie BMI riglyne sluit nie alle kultuurgroepe in nie. As jy van 'n oosterse afkoms is daai afsnypunte heelwat laag, maar vir ons gesprek nou gaan ek maar hou by hierdie. ek dink soos ek in my 40's, dis so ou sukkel, jy hardloop om die blok meer as een keer 'n week, en dit wat jy altyd gedoen het werk nie meer. Dit is vrek moeilik om gewig te verloor hoe ouer jy word vir ons, veral vir ons vrouens, ja. So daar's ander goed wat 'n rol speel. So kan ek, as ek net 10 kg wil verloor, so iets gebruik. Is dit dan eerder nie 'n goeie ding nie? Daai antwoord gaan ek nou by uitkom, maar ek wil dit ook terugvat na die ander goed toe. So ek dink ons heg geweldig baie waarde aan oefening en dieet. En dat dit die deurslag gee in ons gewig. Maar dit is eintlik 'n baie klein bydrae. Nie te sê dat dit nie belangrik is nie, want dit is twee veranderlikes. Maar tot 70% van jou gewig word deur jou genetika bepaal. En dan is daar 'n groot bydrae van ander wat ons na verwys as epigenetiese faktore. Goed soos die fase van jou lewe, puberteit, swangerskap, menopause, slaapprobleme, gemoedsprobleme, ander medikasie, ander siektes en veral in die psigiatrie spektrum van medikasie is dit 'n algemene probleem dat baie van die medikasie lei tot geweldige gewigstoename. So daar's 'n geweldige groot invloed van ander faktore wat eintlik almal baie swaarder weeg in hierdie hele effek as net oefen en dieet. En tog is dit die twee goed waarna ons almal altyd gryp. Waarskynlik omdat dit die twee goed is wat jy half beheer oor het en iets aan kan doen op jou eie. Maar dis amper asof ons dit beskou as die enigste goed wat 'n invloed het en dan voel ons so gefrustreerd as dit nie werk nie en as die resultate sien nie, maar daar's baie ander goed. En dit is hoekom ons partykeer moet gaan kyk na die ander goed. Miskien moet jy van hulle ook aanspreek om meer sukses te kry. En partykeer is dit 'n kwessie dat mens moet oorweeg of jy nie moet medikasie gebruik nie. Maar ons moet baie mooi gaan kyk na dit. So as ons sê dit gaan vreemd klink om te sê partykeer moet ons eerder niks doen aan daai 10 kilos nie. Maar ons moet oordeelkundig wees oor wat ons doen, want partykeer kry ons onsself eintlik in meer moeilikheid deur goed wat ons instinktief voel kan help. Net om vir jou 'n idee te gee, meeste van jou luisteraars sal al gehoor het van The Biggest Loser, wat 'n kompetisieprogram basies is, reality TV in Amerika. En daar het hulle gekyk na wat gebeur as jy op een van 'n ekstreme intervensie gaan. Die doel van die program is, almal wat begin is oorgewig.
binne 'n sekere tyd is die een wat die meeste gewig verloor, so die biggest loser, is die wenner. En hulle kan enige manier probeer, maar dit was nou voor die era van medikasie. So dis gewoonlik ekstreme leefstylveranderinge met variasies van dieete en oefening. En binne die eerste 30 dae het hulle metabolisme dramaties verstadig. En dit was nie 'n korttermyn effek nie. 6 jaar later was dit nog steeds stadiger. So mens moet versigtig wees om iets te begin wat eintlik in die langtermyn vir jou slegter is. En dan die ander ding wat ons moet onthou is dat fisiologies, so jou lyf is geprogrammeer dat as jy gewig verloor, ons het altyd gedink dis net calories in, calories out, en daai wipplankie moet net balanseer. Maar dis nie waar nie. Calories in en calories out sit eintlik aan die een kant van die wipplankie. En aan die ander kant is daar ander faktore wat die oomblik is calories in en calories out vir jou help om gewig te verloor, dan skakel dit 'n proses in jou lyf aan wat vir jou baie geneig maak tot gewig optel, weight regain. Slaan my om met 'n nat veer. Nou begin die prentjie sin maak. So sodra jy net probeer calories in, calories out, wat basies oefen en dieet is, gebruik, is daar prosesse in jou lyf wat aanskakel om dit teen te staan. En dis nie onder jou doelbewuste beheer nie. Jy kan nie eintlik daaraan verander nie. Dis 'n geautomatiseerde proses van hoe jou lyf geprogrammeer is. So dit is hoekom daar ook deesdae 'n baie groter dryf is na om medikasie te gebruik om te help om die gewig te verloor, maar ook om te help om dit af te hou, want die gesondheidsvoordele lê nie net in om die gewig te verloor nie. Dit lê eintlik daarin dat jy dit verloor en afhou. En dit is die deel waar meeste mense die grootste probleme het. Party kan nog met intervensies deur leefstyl gewig verloor, maar hulle tel dit weer op. En die medikasie het 'n groot rol te speel om dit af te hou. En dit is dan nou ook waar jou vraag vandaan kom van wat gebeur as ons ophou? Die meerderheid van mense sal weer optel, want die genetika wat hulle geneig maak tot gewig optel is nog steeds daar. Jou lyf het geprogrammeer is dat jy eintlik altyd probeer gewig optel die oomblik as jy verloor, is nog steeds daar. Baie van die ander faktore soos menopause of swangerskappe, jy kan nie daai lewensgeskiedenis ongedaan maak nie, so dis nog steeds daar. So as jy ophou met dit wat vir jou daai prosesse help buffer het en help om die gewig af te hou, dan gaan hulle weer omgekeerd voort en tel jou gewig op. So gewigsverlies is eintlik 'n baie meer scientific proses as net legwarmers en tights en aerobics vir die TV. Ja, ek dink dis wat ons die laaste paar jaar baie meer besef het, is ons begrip van hoe hierdie werk en hoe kompleks dit is in jou lyf. En 'n groot deel van dit is eintlik buite jou hande. Jy kan dit nie op jou eie verander nie. So as dit so is, hoekom sien ons dan 'n toename in meer obese mense wat oorgewig is? Want mense sê dis leefstyl, dit is nie noodwendig fisiologies nie. Hoe werk dit dan? Nee, so dit is ook genetika wat oor jare heen verander het en daar's meer as 300 gene wat jou geneig maak tot gewigstoename. En as dit eers in 'n genepool inkom, dan word dit ook soort van geslag vir geslag meer en meer. Dit gaan ook oor die kwaliteit van voeding, dit gaan ook oor die gejaagdheid van die lewe. Daar's 'n klomp goed wat 'n rol speel. So jy word gebore met hierdie genetiese geneigtheid. Daar is sekere goed wat daai gene aanskakel, so die gejaagdheid van die lewe, die swak slaappatroon. So al daai goed dra by tot dit. En dit is hoekom op die uit as jy kom by leefstyl, dan is dit eintlik 'n klein stukkie van die probleem is die oefening en die dieet. Al hierdie ander goed wat 'n verskil maak. Okay, so kom ons beweeg terug na GLP's toe. Wat is die toekoms van hierdie medikasie vir gewigsverlies? GLP-1 is maar een van vele hormone wat gemaak word in jou lyf en wat 'n rol speel by gewig. Dis ook die eerste een van die groep wat kommersieel ontwikkel is tot waar dit 'n medikasie is wat beskikbaar gekom het.
Meer onlangs na die mark toe was daar ook 'n kombinasie van GLP-1 en GIP en wat jou luisteraars sal ken as tirzepatide. Maar daar's nog 'n magdom van ander hormone. En meeste van hulle begin met 'n G, so die volgende is dan ook wat glikagon in jou lyf sal verander. So dis GLP-1s, GIP, glikagon, maar dan ook ander, amylin. En al hierdie goed is op hierdie stadium in verskillende fases van ontwikkeling met die hoop dat hulle in hulle studies sal vind dat dit effektief en veilig is. Ek het nou gehoor van 'n studie dat jou metabooliese spoed is slegter as jy afgaan van hierdie goed af. So jy gaan vir ewig hierdie medisyne of hierdie medikasie moet gebruik. Is dit die waarheid? Dit gaan waarskynlik vir baie mense die waarheid wees. Ek dink ons het nog nie op hierdie stadium regtig al die data daaroor nie. Kyk, baie van die navorsing was aanvanklik net eers om te kyk, werk dit? Is dit veilig? En het dit addisionele voordele? Beskerm dit byvoorbeeld vir jou teen 'n hartaanval? Al die data oor hoeveel gewig gaan jy optel, gaan almal weer optel. Ons weet dit nog nie regtig nie. Jy weet, so dis baie moeilik, maar wat ons weet is dat tipies het hierdie studies vir 'n jaar geduur wat hulle op behandeling is. Mense het baie mooi gewig verloor en toe het hulle daai mense 'n jaar later, nadat hulle af is van die medikasie, net laat terugkom en weer geweeg. En die meerderheid van hulle het weer gewig opgetel. Hulle was nog nie terug by waar hulle aanvanklik begin het met hulle gewig nie, maar hulle het gewig opgetel. So ons het nog nie heeltemal uitsluitsel oor wie gaan definitief gewig optel, wie gaan definitief al hulle gewig optel, wie moet eerder op medikasie bly om dit te keer nie, maar dit is ook hoekom jy dit op hierdie stadium moet individueel gesels met jou behandelende dokter, omdat dit gaan weer oor wat anders is nog teenwoordig wat jou meer geneig gaan maak tot weight regain. Ek dink ons verskriklik baie medikasie onder die toonbank deur beskikbaar. Wat is die gevare daarvan? Ja, so veral in die Suid-Afrikaanse mark is dit 'n baie groot probleem. Ek dink die term wat jou luisteraars sal ken is compounding, waar sekere apteke eintlik hierdie middels self probeer meng. Met bestanddele wat hulle op verskillende plekke in die hande kry en dan sê wel hierdie is soortgelyk aan die oorspronklike produk. Nie een van daardie is geregistreer by die mediese raad nie. So daar is geen waarborg van kwaliteit nie. Hulle hoef nie te bewys dat dit effektief is en dat hulle middel presies dieselfde is as die oorspronklike middels nie. En daar's nie kwaliteitbeheer nie. So ek dink die kort en die lank hiervan is dat dit is 'n proses wat jy met jou dokter moet bespreek. Moenie dit oor die onder die counter of bo die counter. Ja, jy het 'n deskundige nodig. Ja. Presies. Ek dink ons moet eerlik vir mekaar sê en dit die erkenning gee dat hierdie is 'n siekte. En enige ander siekte sou jy nie gesoek het vir hulp in die breë gemeenskap, by die gym, by die haarkapper of geluister het na tipiese sommer advies uit 'n sosiale groep uit nie. En dit geld ook vir oorgewig. Want obesiteit klink die ekstreem en 'n mens kan insien dis 'n siekte, maar oorgewig, net soos ek is onfiks. Ek dink ons probeer daai onderskeid partykeer te soort van definitief maak. Jy weet, as jy net aan hierdie kant van die lyn is, as jy toon oorsit, dan skielik is daar nou hierdie risiko en dan skielik kan jy nou behandeling kry. Ek dink dis 'n aaneenlopende ding van waar jy geen ekstra vetmassa het nie, na waar jy 'n bietjie het en meer. Dis 'n aaneenlopende ding en ergens op daai spektrum gaan jy met besluit wanneer gaan vra jy hulp. En soos baie ander situasies is dit dikwels beter om vroeër hulp te vra, eerder as om te wag tot dinge rarig uit beheer hardloop. Dokter, as daar een boodskap is wat jy vir die mense daar buite wil gee, wat sal dit wees? Obesiteit
is nie 'n persoonlike failure nie. Dis 'n siekte. Ons moet wegbeweeg van om net mense te shame en te laat sleg voel omdat hulle nou maar net nie hard genoeg kan fokus nie. En of dit jouself is wat hard op jouself is daaroor en of dit die gemeenskap is, jy het 'n siekte. Dit is nie 'n personal failure nie. Mense wat dan nou wil gewig verloor, maar op 'n verantwoordelike manier. Hoe moet hulle dit doen en waar moet hulle gaan hulp kry? Ek dink soos ons vroeër bespreek het, as jy byvoorbeeld 'n kanker het, sal jy 'n kankerspesialis soek. Nou dit is nie moontlik dat almal altyd by 'n endokrinoloog kan uitkom nie. Dis nie altyd in 'n onmiddellike omgewing nie, maar daar is 'n organisasie in Suid-Afrika wat ten doel het om behandeling vir obesiteit en dan ook oorgewig te verbeter. As jy voel jy het ekstra vetmassa en jy wil graag 'n opinie daaroor hê en sinvol geadviseer word, sou ek voorstel gaan kontak SAMS, vra, want hulle het lede en die lede is gesondheidswerkers in die breë sin daarvan. Daar's dieetkundiges, daar's sielkundiges, daar's GP's, daar's spesialiste van alle aard. So, as mense jou in die hande wil kry, waar kry hulle jou? So ek is in privaat praktyk in Pretoria by Suid-Afrikaans Hospitaal. Ek dink die maklikste is Google dit net. Al my kontakdetails is op hulle website. Hulle kan ook gaan kyk na my eie website by pretoriaphysician.co.za. Al die kontakbesonderhede is daar. Asseblief, meer as welkom, reik uit na my. As ek jou nie kan help nie, sal ek jou verwys. Ons doen ook aanlyn konsultasies vir mense wat ver is, omdat ons graag mense wil blootstel aan hulp. Baie dankie dat julle saam geluister het. En as jy in verbinding wil tree met Dr. Marisa Neet se praktyk, gaan na die programnotas. Dit is ook op die internet beskikbaar. As jy, nes ek, in jou 40's is en daar's 'n onderwerp wat jy graag wil hê ek moet ondersoek, voel vry om my te kontak. Hierdie program is nie mediese raad of advies nie, dis bloot net om inligting te deel.